Jy kyk goeiemôre, good morning. Of jy nou pas jou studies voltooi het, van loopbaan wil verander of bloot op soek is na jou volgende groot geleentheid. 'n Onderhoud is die eerste indruk wat jy maak en hoewel jou kwalifikasies en ervaring belangrik is, speel jou voorkoms en die manier waarop jy jouself aanbied ook 'n groot rol in hoe jy onthou word. Om te help om met selfvertroue en styl by 'n onderhoud op te daag, gesels ons nou met Lorraine Olivier, ons gunsteling van Style and Make-up Effect. Sy maak ons elke oggend so mooi lyk, né? Jo, ek moet vir jou sê, wat ons sonder haar gedoen het. Ja, en ons kan nie eens meer sê welkom nie. Jy is soos 'n mede-aanbieder hier Ek is nou. al soos die meubels. Jy is soos die meubels. So, hoe belangrik is jou voorkoms by 'n onderhoud, Lorraine? Dis seker is die belangrikste, want as jy in daai vertrek instap, het jy basies 3 sekondes om daai eerste indruk te skep. En onthou, daai paneel of persoon met wie jy jou onderhoud gaan voer, het klaar al jou skills op jou CV. So dit is so belangrik om net goed te lyk en netjies te lyk wanneer jy die vertrek instap. Goed, so wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle vir 'n onderhoud opdaag en aantrek? Jo, die grootste fout is as mense te casual by 'n onderhoud opdaag. Ek dink mense moet altyd bietjie meer moeite doen met 'n onderhoud. Daar's selfs mense wat ons boek vir make-up en hare as hulle gaan vir 'n onderhoud, want hulle wil regtig moeite doen en hulle wil graag professioneel lyk. So die grootste fout sal wees om te gemaklik te wees en dan om klere aan te trek wat nie pas nie of soos te casual te wees. So, wat is die veiligste opsie om dan te gebruik as jy 'n onderhoud het en jy weet regtig nie waar om te begin nie? Jy kan nooit verkeerd gaan met 'n swart nommertjie nie. Ja. So ek dink 'n swart langbroek met 'n mooi netjiese hemp of soos 'n knoopie hempie sal vir my die veiligste opsie wees. Maar ek dink ook as jy regtig moeite wil doen, gaan kyk na jou corporate company se agtergrond, gaan op hulle webwerf en gaan doen jou huiswerk oor die company en gaan kyk na wat hulle aantrek. En gaan kyk ook dalk na hulle corporate klere, want baie companies het 'n kleur en gaan volg dan daai klere en dan kan jy half ook meer voorbereid wees daarvoor. Jy verwys na klere. Ek dink ons moet vir 'n oomblik daarby stil staan. Is daar spesifieke klere wat altyd kan werk? Want ek dink daar is sommige klere wat help met selfvertroue, iets soos rooi miskien. Rooi sal ek nie sommer vir 'n Regtig? individu doen nie, want alhoewel hy is 'n baie sterk kleur, maar ons wil nie die aandag aftrek van jou skills of jou vaardighede nie. Ons wil eintlik die aandag nog steeds op jou vaardighede fokus. So neutrale klere werk die beste vir 'n onderhoud. Goedjies soos navy of aardse klere soos beige of camel of swart of grys, dit is jou veiligste klere. So, ons is aangetrek. Verstaan jy? Asof jy gaan vir 'n Asof onderhoud. ons gaan vir 'n onderhoud. Kyk vir ons. Ons is gereed. Ons is gereed. Dis altyd. Waar is die Dankie, volgende Lorraine. geleenthede? Maar Lorraine, ek is so bly jy sê nou kyk na die maatskappy se korporatiewe klere. Jy wil nou nie as jy nou by 'n groen bank 'n onderhoud gaan doen, 'n hele soos groen outfit dra nie, maar jy kan ook dit met jou bykomstighede bietjie inbring, soos die rooi wat Elsa nou genoem het. Dis dalk te veel in 'n hele outfit, maar as jy 'n serpie of 'n oorbel dra wat so bietjie van 'n nod na die plek is waar jy gaan onderhoud doen. Definitief, maar hou nog steeds jou accessories ook neutraal. En een ding wat ons altyd sal vermy is jy sal nooit 'n T-shirt byvoorbeeld dra wat 'n slogan of ietsie op het nie, want dit trek dadelik die aandag af en dit lyk onprofessioneel. Hire me. Ja, tensy jy dit sê. Ek soek werk. Ek kan aan 'n ander een dink as 'n mens dan nou nie gekies word nie, maar kom ons laat dit daar. Nietemin. Ek sou dalk opgedaag het met myne wat sê kan nie deal hier. So ietsie. In elk geval ek is mal oor daai hempie. Goed, dan moeilikheid. Ja, hier kom moeilikheid. Exactly. Ek weet nie of jy die werk gaan kry nie. Ja, nee, goed. Ek sal nog 'n bietjie met jou gesels, Ja. Lorraine. Goed, nou kom ons gesels 'n bietjie oor dinge wat mense dalk dan nou eerder met vermy het. Nou verwys na 'n temp, maar is daar miskien iets anders wat jy ook sal uitsonder na aanleiding van goed wat eenvoudig net nie werk nie? En ek wonder ook oor iets soos 'n haarstyl byvoorbeeld, of is dit nie noodwendig so belangrik nie? Ja, dit is belangrik. Jou hare moet netjies wees. Maak nie saak wat is die styl noodwendig nie, maar dit moet netjies wees. Jou gremering moet basies wees en dit moet netjies wees. Doen moeite met jou gremering en sit bietjie gremering aan. En dan goed wat mense definitief moet vermy is gekreukelde klere of klere wat nie pas nie. En nog iets wat
ek persoonlik nie sal aanbeveel nie, is moenie 'n kort rompie dra of 'n lae halsie of 'n oop maagie. Probeer om jouself goed te cover. Ek wil net vra, jy verwys nou die hele tyd na klere wat nie pas nie. Daarmee verwys jy nou klere wat 'n bietjie te knap sit of te groot is. Ja. Dit moenie lyk asof jy jou ou sussie se klere geleen het vir die dag nie. So, en meeste mense weet gewoonlik soos 'n paar dae voor die tyd dat jy gaan vir 'n onderhoud. Dis nie asof jy kan eintlik begin klere aanskaf die oomblik wanneer jy begin soek vir werk. Ja. So dan weet jy al klaar jy gaan vir onderhoude en dra dan ietsie wat jy selfvertroue ook gaan gee. Weet jy, ek het ook nou aan iets gedink. Baie mense dink, as hulle vir 'n koöperatiewe werk 'n onderhoud gaan doen, moet hulle hoë hakskoene dra. Maar as jy nie in daai skoene kan loop nie, maar dit kom meer op die punt wat Lorraine gemaak het oor, jy moet gemaklik wees en jy moet jouself, you should be able to carry yourself well, but the impression that you make is something that is going to stick with them for good reason and not for a bad one. Dit is waar. So ek sal vir 'n skoen eerder dan 'n wighakkie of 'n blokhak voorstel, want daarmee is jy gemaklik en dan nie ietsie wat te hoog is nie. Ja. Maar nooit laerskoene noodwendig nie, sal Jy kan. Dit hang ook af waarvoor jy gaan. As jy in 'n koöperatiewe omgewing gaan wees, dan gaan jy altyd 'n hakkie aansit. Maar as jy byvoorbeeld gaan vir ietsie soos 'n waitress of ietsie casual, dan mag jy dalk wegkom met ietsie met 'n laer hakkie. En daar's ook nou sulke mooi soos brogues en daai tipe skoene wat dit lyk amper soos wat in vorige jare dalk as mansskoene beskou sou word, maar daar is moontlikhede om regtig nogal korporatief en baie netjies te lyk sonder om 'n hak te dra as jy nou heeltemal hopeless is om in hakke te loop. Ja, of ietsie soos 'n luifer of party mense het rugprobleme, dan kan hulle nie hakke dra nie. Maar gaan nog steeds met 'n netjiese, al is dit dan 'n pump skoentjie, maar gaan dan net met ietsie wat netjies is. Goed, so hoe vind 'n mens dan daai balans tussen iets wat baie professioneel is en wat gaan inpas by die onderhoud waarvoor jy gaan en dan nog steeds jou persoonlike styl te kan behou in die proses? Jy moet nog steeds gemaklik wees in jou eie styl. So dit is hoekom probeer om so basies as moontlik te wees. As jy regtig nie weet nie, dra net 'n swart broek of 'n swart rokkie of 'n swart romp. En dan dra jy net ietsie waarmee jy gemaklik is bo. En daardeur gaan jy dan ook selfvertroue hê en jy gaan ook professioneel lyk. So dit kom daarop neer om jou navorsing te doen, om te sien wat is die tipe omgewing waarin jy nou hopelik gaan werk en dan ook om jouself te wees en om gemaklik te wees binne in die raamwerk van daardie omgewing. Ja, want as jy gemaklik is, gaan jy meer selfvertroue hê. So daai is so belangrik wanneer jy daar gaan sit om te weet jou vaardighede gaan jy eers begin bespreek wanneer jy sit en die onderhoud begin voer, maar wanneer jy instap, moet jy klaar gemaklik wees en jy moet selfvertroue hê. Lorraine, wat is die een ding wat 'n mens moet sê om seker te maak jy kry die werk? Hire me. Koop die teen. Kort en kragtig. Baie dankie dat jy vanoggend met ons hier kom gesels het. Ek dink dit is 'n belangrike onderwerp waar min mense soms gesels of navorsing doen. So dankie Lorraine van Style & Makeup Effect. Bly net waar jy is, want net hierna gesels ons met Lofi oor sy nuwe en onverwagse enkelsnit huis toe. Maar dis nie nou altyd om huis te gaan vir ons nie. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. So ons hoop jy geniet nog 'n koppie koffie of 'n koppie tee saam met ons. Ons is nou weer terug.